kyk na ons swakhede, maar die God wat daar is om ons te help, om hierdie swakhede te oorbrug. Seën die woord vanmôre, Here, in die magtige naam van Jesus Christus. Here, daar is kinders wat vanmôre verlang en begeer. Ai, Here, as ek toch maar net 1 maand nog met my ma kon gespandeer het. As ek net 1 dag met haar nog kon gespandeer het. Here, so my lewe miskien beter gewees het. Maar Here, ons vertrou vanmôre op U, dat U woord ons sal opbou, dat die woord ons sal versterk, dat die woord ons krag sal gee. Want U is die God wat naby die is wie gebroken van hart is. Mag die Here ons vanmôre seën, dat die rykdom en barmhartigheid van die genade in Jesus naam. Amen. U kan maar sit, geliefdes, en groet U in die oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. 'n geseënde Moedersdag vir al die moeders. Die Here het U in ons lewe geplaas met 'n doel. En ons is dankbaar dat U kon vanmôre by enige ander kerk gewees het, maar U is hier en ons waardeer U teenwoordigheid. En waardeer die opoffering wat U doen, soos ek verlede week gesê het. Dit is soms nie maklik vir susters om in die kerk te wees nie. Want hulle weet ook, as die man by die huis kom, 1 o'clock, wil hy nie nog wag vir kos nie, hy wil nou aan tafel sit en die kos moet gereed wees. En soms staan hulle vroeg op en hoor jy, as die ligte afslaan, is dit nog 'n groter probleem vir hulle. En ons waardeer wat julle doen. Maar die Here julle seën, ons het nie vanmôre veel om vir julle te kan gee nie. Ons het so gewens. Ek kon baie geld gehad het dat ek vir julle goeie en groot prosente kan koop om die waardering te wys. Maar vanmôre laat hierdie woorde insink in die hart. Die Here gaan die seën. Halleluja. Jesaja 66 vers nummer 13. Isaiah 66 verse number 13. Praise the Lord. We will never understand. We will never understand. Geliefdes, die pyn van 'n moeder. Ek het my ma ook so gekyk en baie kere dan geliefdes het ek altyd gewonder, hoekom is my ma die liefste met die stoutste kind? Dit is maar net hoe 'n moeder se hart is. En daar is niks wat ons kan doen om dit te kan change nie. 'n Moeder se liefde, geliefdes, is groter as wat geld kan koop. Vers nummer 13, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos, en julle sal in Jerusalem getroos word. Halleluja. Die moeder, geliefdes, as ons as manne eerlik moet wees, dan moet ons sê, daar is eienskappe in 'n moeder wat jy nie in 'n vader kry nie. Daar is eienskappe in 'n moeder wat jy as vader soms ook nie verstaan wanneer die moeder sekere dinge doen. En soms doen sy dinge nie om as het ware aandag te trek nie, maar sy doen dinge omdat hierdie karaktereienskappe in haar is. En hier vergelyk die Here hom met 'n moeder wat troos. Een van die eienskappe van 'n moeder, sodat ek hier lees, is om te troos. En wie kan troos soos 'n moeder? As jy nooit seer gekry het in jou lewe, dan sal jy nie weet hoe lekker dit is en hoe opbouend dit is as jou moeder jou troos. Almal kan jou afskryf. Almal kan jou name noem. Almal kan teen jou draai. Maar ek sê jou, as jy by jou moeder aangekom het en jy verduidelik jou moeder, dan gaan jou moeder jou troos dat jy daarna weggaan en weet die lewe in die gesig kan kyk. Because 'n moeder het net daardie vermoë om te kan troos. Toe ons klein was, as jy val, ek sê jou, jy huil en jy kom by die huis aan, dan sê jou ma ook vir jou. Soms fees sy sommer die trane met haar hand van jou. Moenie worry nie, dit sal alright wees. Die pyn het jou die knie gestamp of seer gemaak. Jy voel die pyn, maar net die feit dat jy op jou ma se skoot sit en sy druk jou so teen haar bors met haar hand en sy sê, moenie worry nie, alles sal alright wees. Alles sal alright. Net hy troostwoorde gee jou weer nuwe moed. Net toe hardloop jy weer op en
dan sê die ma ook, moenie so hardloop dat jy gaan weer seer kry, want jy weet as jy seer gekry het, wie gaan jou troos? En ek wil jy vanmôre sê, die lewe kry ons seer, en die lewe word ons verneder, en die lewe word ons benadeel deur omstandighede, maar ek sê vir jou, as jy by jou ma se huis aangekom het, ek het al baie kinders gehoor sê, ai, as my ma nou hier was, die ma is nie meer daar nie, die ma het gesterwe. As my ma nou hier was, sou dinge miskien different gewees het. En is ironies, die Here vergelyk sy troosting soos die van 'n moeder. Hy sê soos 'n moeder haar kind troos, vertroos, so sal ek julle vertroos. So, moederskap is 'n baie belangrike God gegewe verantwoordelikheid. Dis nie sommer net enige iemand wat 'n moeder kan wees nie. 'n Moeder het daardie instink dat sy weet wanneer dit nie goed gaan met haar kind nie. Ek het 'n boek gelees op 'n dag van die pastoor, baie welbekende pastoor. En hy skryf in een van daardie hoofstukke, hulle het met vakansie gegaan en hulle het gevlieg van Amerika af na hierdie plek toe waar hulle na vakansie toe gaan. En terwyl hulle vlieg, sê sy vrou vir hom, ek wil hê jy moet die kinders bel sodra ons land. As ons land, dan moet jy die kinders bel. Hy sê, ons het aan die kinders net 'n paar uur terug gesien, alles is alright. Sy sê, ek wil hê jy moet die kinders bel, die moederlike instink. Hy sê dit, toe hulle land, toe daar 'n ewige storm, dat hulle kon nie onmiddellik in die aeroplein uitklim. Toe hulle uitklim en by die hotel aankom waar hulle thuis gegaan het, sê sy vrou vir hom, nou moet jy seker maak jy bel. Toe hy sy selfoon insit, toe daar nie sê nie. Hy gaan na die receptionist toe en hy vra vir haar, is hier nie 'n ander manier hoe ek kan bel nie, want ek moet my kinders bel. Sy sê, meneer, die weer en die storm en alle netwerke beskadig, niemand kan uitbel nie. Hy sê, toe kom hy by die kamer en hy sy vrou het al klaar, geshower en haar pyjamas aangetrek en sy sit op die kooi, sy vrou, jy die kinders gebel. Hy sê, ek kan nie deurkom nie, die kinders, die netwerk is af. En toe die netwerk nou terugkom, so stukkie, sê die vrou vir hom, hoor hy maak seker, maar hy kon nou nie op die cellfoon bel nie. Hy gaan na die receptionist toe en hy vra vir haar, kan ek julle foon gebruik, want ek moet my kinders bel. Die moederlike instink het vir die vrou gesê, jy moet die kinders bel, ek wil hoor hoe gaan dit met my kinders. Hy sê, die jongste seun is 21, die ander een is 26, die ander is 28. Is al groot kinders, is nie meer babietjies nie. Maar die moederlike instink, hy sê toe hy deurkom en met die seun praat, die oudste seun wie hulle by die airport gaan los het, sê die seun vir hom, Daddy, sit jy of staan jy? Hy sê, nee, ek staan. Hy sê, kry jy stoel en sit, Daddy, because ek het nie goeie nuus om vir Daddy te sê nie. Die moederlike instink het gevoel, iets is nie lekker met my kind nie, ek moet met my kinders. Hy sê, Daddy, in die storm het die jongste seun op pad huis toe, beheer verloor oor sy kar, en hy het binne in 'n boom gery, en ongelukkig het hy gesterwe. Hy man sê, die foon val uit sy hand uit van skok. Die foon wil antwoord toe sê, ons is op pad nou, hospitaal toe. Die man drop die foon sonder om kopie te sê, maar nou die is aan sy vrou oor vertel. Nou dit wil ek net vir die wys, die moeder se liefde. Toe hy in die kamer kom, en die vrou die nuus meedeel, toe sê die vrou, ons gaan onmiddellik huis toe. Vakansie of whatever wat vooruit betaal was, ek wil nie hoeveel geld ons gaan verloor nie, want nou wil ek die volgende plein vat huis toe. My kinders het my nou nodig. En dit is die hart van 'n moeder. Sy gee haar vakansie op. Wel, dit is nou 'n ander situasie. Maar hoe baie moeders het hulle karier prys gegee ter wille van hulle kinders?
Ek kan nou eendag het ek 'n interview gekyk. Ek kan nie onthou wat 'n TV-program dit was nie. Maar die vrou was 'n suksesvolle ek dink sy was 'n chartered accountant. Highly skillful. Hoogs geleerd. Ek dink sy het 'n meestersgraad of iets soos daai. Maar sy gee geboorte aan 'n kind en mettertyd word die kind siek en die dokters probeer alles. Eventually toe word die kind so gestrem dat die kind nie kan loop nie. En sy besluit, ek gaan my werk opgee om voltyds na my kind te kyk. Ek gaan nie, hulle sê maar hoekom kry jy nie 'n nanny om die kind te kyk nie? Jy moet nog geld jy kan betaal. Sy sê ek wil die beste behandeling of die beste care vir my kind gee. Sy gee haar karier op om na haar kind voltyds te kyk. Net die liefde van 'n moeder sal dit doen. En so vergelyk die Here hom met 'n moeder geliefdes wat jou so troos. En daar's 3 eienskappe van 'n moeder wat ek vanmôre met u wil deel, geliefdes. And I've tried to look and I've searched through the word of God om skrifte te kry wat sal pas by hierdie 3 dinge wat ek wil noem. Number 1, a mother is a caring person. Number 2, geliefdes, Mattheus 23 vers 37. Matthew 23 verse 37. Die Here praat nou wel met Jerusalem, maar hoor wat sê aan die einde. Hy sê Jerusalem, Jerusalem, julle wat die profete doodmaak en die my na julle gestuur word stenig. Hoe dikwels wil ek julle bymekaar maak, soos 'n hen haar kykens. Ek weet nie as jy miskien op 'n plaas dorpie gebly het of op 'n plaas, gewoonlik sien jy dit nie in die stede nie. Maar 'n hoenderhen, geliefdes, veral wanneer sy kykens het, is baie besorg oor haar kykens. En wanneer sy oplet, 'n valk is besig om op hulle te kyk en af te sak om een van hierdie kykens te gryp, dan het sy so 'n koer geluid wat sy maak. 'n Waarskuwingsgeluid dat wanneer hierdie valk afsak, dat die kinders, as hulle daai koer geluid hoor, dan kom hulle nader na die ma toe. Because is net die ma wat met hulle kan kommunikeer. Die pa is besig met sy eie ding, maar hoor jy, die ma is net hier. Die kinders moet nie ver van die ma af wees nie. Because as daai valk afsak, dan gaan die een van daai kleintjies gryp. En dan koer daai ma, dan maak sy haar vlerke so op. Dan as hy kykers onder die vlerke aankom, dan maak sy dit toe, dan sit sy. Daai valk gaan hier staan en wag, tot hy moeg word en maar weer wegvlieg. Dan gaan hy moeder daai vlerke oopmaak en hy kykers uitkom. Vir so lang daai valk, daai skaduwee, want sy gaan net so sit en die skaduwee kyk. Die son help haar, want die son reflect die skaduwee van hierdie valk wat die boeke daar sit. Sy gaan net so by kyk en sit totdat die skaduwee weg is. En die Here vergelyk die moeder se beskerming oor haar kinders, sodat hy ons sal beskerm. Hy sê soos hy haar kykers beskerm, so wou ek julle beskerm, maar ongelukkig Jerusalem, julle wou nie. En vanmôre wil ek vir u sê, geliefdes, die tweede karaktereienskap van 'n moeder, sy beskerm. Sy beskerm. Ek het al hierdie ding gesien, geliefdes, waar kinders beklei het met een van 'n moeder se seuns. En sy, daai tyd steek die mense nog bes, het hulle nie ganne wat hulle skiet. En hulle val haar seun aan, en iemand roep om die draai, sy sê, hoorie, jou kind word aangeval. Hoorie, toe kom hy antie uitgehardloop, en toe sy so kyk, toe sy hulle bezig gemaak. Sy stoot die mense uit mekaar uit, en sy gaan leep op haar seun, sy sê, steek maar vir my. Die liefde van 'n moeder, steek maar vir my, maak vir my dood, maar ek wil nie hê jy met my kind. Dit is hoe die Here oor ons is. Wanneer jy aangeval word, hy wil jou beskerm, maak seker, jy is nie te ver van die Here af, wanneer probleme kom, sodat jy onder sy vlerk kan beskerm word. Net soos die
kykens beskerm. Die eerste ene is, hy vertroos. Die Here sê, ek wil julle troos. Ek wil julle beskerm. En die beeld wat hy gee, is die hen wat sy haar kykens beskerm. Dis nie wat ek hierso ontdek het, geliefdes. In hierdie gedeelte, of in hierdie karaktereienskap van 'n vrou, dat wanneer gevare dreig, 'n ma sal nooit slaap as haar kind nog nie in die huis is. Sy maak asof sy slaap, maar sy gaan nie slaap nie totdat die kind in die huis is. Dan word die deur toegesluit, dan gaan sy rustig slaap. Maar terwyl die kind nie in die huis is, gaan sy nie lekker slaap nie. En dit is, geliefdes, die eienskappe van 'n ma. Hoor jy dan snork jy as die pa, jy's niks. Jy het niks met die wêreld te doen nie. Maar ma gaan, hoor sy gaan ronddraai en sy wil ook so draai, dat jy nie wakker skrik en vir haarself, hoe kan jy wanneer slaap nie? Dan weet jy, daar's iets wat nie lekker, die moederlike instink, geliefdes, en God het die vrouens wonderlik geskape. Die Bybel sê, God het vir Adam geskape en nie. Maar as jy lees, ek weet nie sê al die vertalings dit nie, God het die vrou gebou. Die man was geskape, maar God het die vrou gebou. Vrou is dit anders gebou as die man. Die derde karaktereienskap van 'n ma, geliefdes, is Proverbs chapter 1, Spreuke hoofstuk 1. Hy praat hier met die jong manne. Hy praat met die jong manne. Vers nommer 8. Broederdien het eendag gesê, jy kan nie jou kinders meer dryf nie. Jy is te ongeduldig. Daarom stuur jy hulle maar drywingskool toe na die drywingskool in. Nou, dit is nie net jy wat so is. Ek weet nie al die manne so ongeduldig nie. Jy gaan eerder geduldig wees met 'n ander kind as met jou eie kind. En hier skryf Salomo, vers nommer 8. Hy sê, my seun, luister na die tug van jou vader. Hoor jy die vader tug nie? En verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Die onderwysing van jou moeder. Met ander woorde, die derde karaktereienskap wat ek wil uitbring vanoggend op Mother's Day is 'n moeder leer jou. Het jy al gehoor wanneer kinders stout is in die straat, hulle wie se kinders is? Nee, hulle sê altyd as die vrou se kind, nie die man se kind. As hulle die vrou ken. Maar geliefdes, die vrou leer die kind in die huis maniere. Sy mag hom miskien nou nie die vermoë het om die Bybel vir hom oop te maak en vir hom skrifte te leer nie, alhoewel sy dit kan doen. Die hoofdoel is die vrou leer altyd die kind maniere. Jy sal hoor as die kind water vra by sy ma, dat sê, mag jy my water? Dan sal die ma sê vir hom, asseblief. Moenie daai woord vergeet nie, sy leer hom maniere. As jy iets vra, voeg daai klein woordjie by, asseblief. En as jy hom klaar die water gegee het, dan gryp jy net die water en drink jy die water. Dan sal ma altyd sê, ek weet nie julle ouers wat vir julle gesê het, sê dankie hond. Nou sê jy jou dankie hond, dan sal jou ma, hy self nog vraag die waar dankie hond. Sy sê dan hy moet sê dankie hond. Hy sê so vraag die waar dankie hond. Leer hierdie klein dinge, en waar word jy geleer, en wie leer jou dit? Die ma by die huis, leer om groot mense te respek, leer om nie terug te praat met groot mense nie, leer om te groet as jy in 'n huis inkom, leer om groot mense 'n sitplek te gee in die bus as hulle nie plek het om te sit. Daai goede wat jy by die huis geleer, en wie is die persoon wat hulle leer? Ma leer hulle by die huis. En hy sê nou, moenie die tug van jou pa vergeet nie.
After all, jou pa gaan jou nie van dit slaan nie. Wat 'n pa gaan net by die huis inkom en die kind sommer net slaan vir niks. Maar hy tug omdat hy jou lief het en omdat hy jou voorberei vir die wêreld daar buite. Want die wêreld is hard en hy wil hê jy moet selfstandig word. 'n Moeder leer die kind, geliefdes, respek. En terwyl sy die kind respek leer, moet die kind ook in die wêreld, hy verteenwoordig of sy verteenwoordig die familie buite. Because die familie word verteenwoordig deur hierdie kinders wat ons groot maak. Partykeer, geliefdes, verstaan die kinders nie regtig waarom die ma, ek gaan net op die ma konsentreer, nie soseer op die pa nie. Waarom die ma sekere dinge van hulle, waarom hulle nie wil hê sekere dinge moet gedoen word. Waarom hulle sekere dinge nie moet doen nie. Hulle verstaan nie. En sommige keer dan dink die kinders ook, my ma is nie lief vir my. Kyk jy ander kinders, kyk hoe loop hulle. As jy wil geleer, jou ma leer jou om aan te trek. Jou broek gaan nie hier hang wat jy jou onderklere sien nie. As jy ook by die huis aankom, dan as jou ma van daai is, hoor dan trek jy jou broek reg, jy gaan hom. Because jy moet nou reg by die deur inkom. En sê ma ook, ek het jou nie so groot gemaak nie. Moet nie die maniere van die straat leer en huis toe bring nie, want hier in die huis word jy geleer. En dit is die verantwoordelikheid van 'n ma. 'n Ma beskerm jou, 'n ma vertroos jou en 'n ma leer jou. Ek wil nie eens praat van die liefde van die ma nie. En sommige kinders weet dit. My ma is lief vir my, nou vat hy en sy vat advantage, want ek weet my ma sal daar wees. My ma sal daar wees. Jy raak nooit selfstandig as jy daai mentaliteit het. Because as wanneer jy dissipline aanvaar en geleer word wat jy leer om selfstandig te word. As groot manne, hulle het hulle eie huise, maar hoor jy, hy hardloop nog steeds ma toe. Hy het nooit selfstandig geword nie. Because as ma nie goedkeuring gee nie, dan doen ek nie die ding nie. Ma, moet nou eers goedkeuring gee. Hy en die vrou kan iets besluit hier, en dan hardloop hy ma toe gaan vra van ma, kan ek nou die kar koop? Ek kan my vrou besluit en wil die kar koop. As ma sê, nee, die kar is te zwaar op petrol, of die kar is te duur om te maintain, nou los hy maar die kar, die vrou moet maar nou tevrede wees, ma het so gesê. Maar as jy selfstandig geword het, en geleer het wat my ma jou geleer het, as kinders wat nooit vergeet wat hulle ma hulle geleer het. En daar is weer ander kinders, soos Elzaan vanoggend gesê het, wat by ouma groot geword het. En ouma, geliefdes, was nou miskien 'n bietjie strenger as ma. As die son sak by ouma, moet jy in die huis wees, daar's nie rondloop buite kan die straat. Die doel is om jou te bewaar van die probleme wat jy vorentoe gaan kry. Is nie omdat jy om jou weg te hou, om jou lang lewe nie te geniet nie. Daar gaan tyd kom wanneer jy jou lang lewe kan geniet. Maar hoor die ma is so beskermend soos die hen. Die hen lê oor haar kykens. Sy beskerm haar kykens. En so is die Here rondom ons. Die Here wil ons beskerm. Hy sê vir Jerusalem, julle wou nie. Ek wou soos 'n hen. As jy die hen kyk, dan sal jy die eienskappe sien wat die hen openbaar en besef dat dit is wat die Here eintlik vir my wil doen. Die gevare, ek sien nie die gevare nie. Die Here sien die gevaar en hy wil hê ek moet by hom skuil sodat ek veilig by hom kan wees. Dis iets wat ek vir u wil lees van 'n ma. It's in Engels. The role of a mother is priceless. God-given influence who shapes character
Die moeder het die vermoë om die kind se karakter te shape. Because as hy kan gaan luister na sy ma en gaan aandag gee aan dit, dan gaan sy karakter deur dit geshape word. The mother will shape his character. Allow the mother to emphasize or to exercise her God-given influence in your life. As jy jonk is en minderjarig is, ek praat nie van as jy al reeds groot is nie. Allow your mother to exercise her God-given influence to shape your character. Ek wil nie eens praat van die gebed van die moeder nie. Geliefdes, ek wil net by hierdie drie stil staan. A mother provides unconditional love. Unconditional love. Daar's nie kondisies aan 'n moeder se liefde gekoppel nie. 'n Moeder het jou nie lief omdat jy vir haar vandag 1% koop nie. Sy het jou nie lief omdat jy vandag vir haar uit gaan vat en in 'n restaurant gaan laat eet nie. 'n Moeder se liefde, whether jy vir haar iets gee en whether jy haar niks gee nie, sy jy nog steeds lief. En sy gaan nie die een liewer hê wat vir haar elke naweek 1% koop as die een wat nie koop nie. Haar liefde is unconditional. Daar's die kondisies. En sy raai die kind, hoorie, sy bring haar hele salaris na my toe. Ek is so lief vir die kind. Hoorie, as daar nou een kind is wat ek voor lief is, dan vir die kind. Ek kan seker wees, die 25ste as hy by kom, whether daar by is en whether daar niks is, die moeder se liefde is unconditional. En hoorie, geliefdes, 'n ma, geliefdes, is van die hoe 'n ma is dit. As jy nou byvoorbeeld jou kind het wat stout is, dan wil jy as die ma sê die kind is vrek stout. Hoorie, die kind gee my slapelose nagte. Maar as ek nou kom wie die neighbor is, en ek sê vir jou, hoorie suster Kitty, die kind van jou is vrek stout. Dan gaan sy omdraai en sê, hoorie, jy moet laaste praat as my kind. Ek wil niks hoor nie, die is my kind. Moenie maar my kom sê van my kind se stout. Kyk jou eie kinders. Sy wil alleen sleg praat van haar kind, jy moet nie saam praat. Hoorie, die is 'n tip, moet nie sleg praat saam met haar. As sy sê my kind het 'n pittekop, dan moet jy nie saam praat en sê ja. Daar's nie eens 'n relaxation waar hy putte kan regmaak. Bly maar stil, because jy verstaan nie die moeder se liefde teenoor hierdie kind met sy pittekop. En ander dag gesit en luister hoe twee mense praat, sê hy pittekop kind van jou nie. Sy draai hy vir hom om en sy sê, wat? As my pittekop. Jy moet nie, maar sy sê die kind is 'n pittekop. Moet nie jy vir my sê wat my pittekop kind nie. Ek sal alleen sê hy het 'n pittekop. En dit is hoe 'n moeder se liefde is, geliefdes. Ek het eendag 'n ander man, toe ons klein was, ek was nog baie jong, ek dink ek was nog op laerskool. En die man, hy was al middeljarig, hy was ouer as ons. En sy ma het verskriklik gedrink. As sy so gedrink is, dan kan sy nie haar pad huis toe vind nie, sy slinger van die een van die straat na. En dan die mense gestaan en kyk en die kinders het gelag en voel gemak. Hoor dat hy mannetjie kom in, ek het admire wat hy doen. Dan kom hy dan, hak hy sy ma in, en dan sê, kom ma, ons gaan huis toe. Dan lag die mense, die kinders spot en wat, because die oomblik, die ma miskien met die stoep wil afgaan. Ek weet nie hoekom maar die government vir ons heilige bou met 'n hoë stoep. Dan kom jy daar so nou, dan val sy soms van sy kopstukken, haar gesig, maar dan kom hy dan sê hy vir die mense wat so lag en die kinders. Hy sê, jy sien, die is my ma. Julle kan wat sê is my ma. Sy kan so sleg wees soos wat julle aan hom maak, maar die is my ma. En ek het hom geadmire vir dit. Because hy het nie saam gelag en gemaak asof dit nie sy ma is nie.
My ma is dit en dit, maar hoorie, die is my ma. Sê wat julle wil. En dit is vanmôre, geliefdes, die liefde van 'n moeder. Mag die Here die vanmôre seën. Amen. En as jy nog 'n ma vanmôre het, geliefdes, moenie hoop verloor. Moenie hoop verloor nie. Dinge kan verander. Amen. She often acting as a first-class spiritual shepherd in her house. Her work goes far beyond societal roles, reflecting God's own nurturing character and creating a lasting sacrificial legacy for future generations. Die responsibility op die moeder, hoorie, hulle kyk ver in die toekoms, en hoorie, die kind se karakter moet geshape word van die dag wanneer hy suksesvol is, dat hy nooit sal vergeet waar hy vandaan kom. Ek like so om na Gaten se lyf te kyk, en daar's iets wat ek altyd admire van hom. Hy sal altyd praat van sy ma. Hy sê toe hy in die tronk was, vir 10 jaar, het sy ma elke Sondag tronk toegekom. Hoorie, ek het die petrol om elke Sondag tronk toe te kom. Meneer wil my kom lastigval met elke Sondag tronk toe, ek het die petrol. Ek sê jy sommer nou al. Maar hy sê sy ma het elke Sondag die moeder liefde. Hy sê toe sy aunties en sy oompies en die neighbors vir sy ma sê, los die slegte ding, hy wil nie regkom nie. Toe sê sy ma, die is my slegte ding, ek gaan tronk toe. En vir 10 jaar het sy op en af geloop. Wat 'n moederliefde. Terwyl almal sê, hy wil nie regkom nie, hy wil nie hoor nie, hy is die, hy die. Hoorie, ek sien in die toekoms gaan die Here iets goed in hom doen. En so wil ek u vanmôre bemoedig. Moeders, die gebede wat julle opstuur vir julle kinders en julle familie en kleinkinders, die Here gaan vir jou deurkom. Moenie moedeloos word nie. Moenie moeg word nie. Die Here gaan deurkom. Die Bybel sê, verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. As die begeerte van jou hart is dat jou kinders die Here moet dien en jou kinders suksesvol en voorspoedig wees, verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. Mag die Here jou vanmôre seën. Baie dankie, geliefdes. As moeders, ek dink nou aan, ek weet nie iewers in die Bybel staan dit, dat die moeders wat barren was, het meer kinders as die geboorte gegee het. Hulle wie se moederskoot gesluit was, het meer kinders as die. Because 'n moeder soms is nie net 'n moeder wat geboorte gegee het aan 'n kind nie. Daar is 'n verantwoordelikheid op 'n moeder om eerstens in die huis sake reg te maak. En dan in die gemeenskap en in die kerk en dan in die gemeenskap. Because die verantwoordelikheid van 'n moeder is so groot, geliefdes, dat ek wil nou eintlik amper sê soos die mense in die wêreld sê, jy moet 'n groot hart hê om 'n moeder te wees. As iemand kom klop daar by die huis en sê, ek is so honger, gee my net 'n stukkie brood. Hoor jy, dan voel jy al klaar, daar is net genoeg brood vir ons, hoe kan ek nou nog vir jou ook brood hê? Maar dan sal die vrou opstaan en die vrou sal haar gaan krap en brood en botter en jam en whatever. Die mannetjie wat so wil by, ek sê maar, kyk nou net, die mannetjie wat hy papiere uitdeel, die checkers, hy gaan by ons huis kom as hy is honger. En hy gaan staan onder hy boom, totdat iemand uitkom, en hy papier vat, en sê, ek is honger, kan jy net 'n stukkie brood gee? Soms is daar nie genoeg brood nie, dan sê ons, alright, vat maar dan. So 'n moeder moet 'n groot hart hê, nie net vir haar kinders nie, nie net vir die kerkkinders nie, maar vir die gemeenskap se kinders. Because it is in die plan van die Here, hy het God dat die moeder so
skape, dat sy omgee vir kinders, wat nie sy eie kinders is. Ek het eendag vir jy gesê, ons arm ons groot geword het, en nou, kom trek ander kinders ook nog in die huis in. Ek het dit nie verstaan nie. Ons moet nou ongemakkelijk slaap hier in die kooi, en ons moet mekaar nou druk, en hoor jy, as het opskep tyd is, nou staan ons allemaal al gereed hierso, om te kyk, wat een bord is die grootste dat ek hy bord kan greep. Maar ek sê jou, my maas klein is sommer met die opskep lepel. My broer was ander dag so gestraf, dat ek hom jammer gekry het. My maas bezig om op te skep, lekker stampielies en boontjies en lekker, weet jy wat het beestbene of varkbene nie, maar nou staan my broer so, en hy kom so hier by die tafel. Hy het geweet, my maas skep vir hom in die blauw bord, dan is myne die geel bord, en die ander broer die groen bord. Nou sy bord is die blauw bord, nou kom staan hy hier by die tafel en hy sê, my bord is daar nie artikels in. Sy sê, gaan sang! Hy maak is wat drijf, en dan kom jy weer terug. My bord is daar nie vlees in. So, my ma van hy hele pot, en sy sê vir hom, kom, eet. Nou gaan jy eet. Ons moet nou staan en wacht. Die hele pot vol stampielies sit hy en eet. Hy eet totdat hy naar word, toe slaan hom op. Hy het geëet, hy het nooit weer by die tafel gaan staan en gaan sê, ek soek daai, my bord het die vlees. Toe sit hy met die hele pot stampielies, ons moet nou nie eet nie. Want was so kwaad vir hom, dat achterna toe moet ons hom jammer kry, want toe moet hy eet, toe kan hy nie meer inkry nie, toe slaan hom. En hy oudtydse mense het ek weet nie, het hulle nog fanbelt gevat en het hom aan 'n plank vastgemaak. Ek sê jou, die halle is, jou bone is stukken geslaan. Jy kan vir weke nie op jou sitvlak sit. Daarom sê ek altyd vir my sister, ons ouers het ons abused, hy was nou abused. Nie die wat die kinders vandag sê, my ma skel my dan achter my poliestasie toe en sê ek word abused. Hulle ken nie wat abuse. Maar nie te min geliefdes, die moederlike liefde vir haar kind word vergelyk met Godse liefde vir ons. Mag die Here u vanmorgen seën. En weer eens, appreciate your parents. Daar is 'n blessing op jou as jy jou pa en jou ma gaan eer. Daar's 'n blessing daar. Die rol van 'n moeder is fundamenteel en kompleks. Want onvoorwaardelike liefde, emosionele veiligheid en fisiese versorging behels. Om 'n kind wat van afhanklikheid na selfstandigheid te kan lei. Moeder speel 'n deurslaggewende rol in die gemeenskap. Nie net in die huis nie. Eerst in die huis, speel 'n rol in die huis. Dan speel sy 'n rol in die kerk en dan speel sy 'n rol in die gemeenskap. So moeders, julle is hoog. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Wat het vanoggend gelees? Haar waarde is bo korale. Mense sal eerder 'n vrou wil kies voor 'n korale kies, because 'n vrou shape jou karakter. Weet jy, is in 'n huis waar 'n moeder jou leer hoe om jou man te kan hanteer in die huwelik. Jou ma leer jou by die huis. En as jy oplettend gaan wees, dan gaan jy daai dinge wat jou ma in die huis vir jou leer, sonder woorde gaan toepas in jou lewe. En sukses hang daarvan af, dat ons gehoorsaam sal wees. Die Here sê, julle wou nie Jerusalem, julle wou nie. Ek wou, maar julle wou nie. En so bemoedig ek vanmorgen die moeders. Julle het 'n plek in die samelewing, 'n plek in die kerk, 'n plek in die huis, wat geld nie kan koop. Wat help het jy die hele klop geld, maar daar is nie plesierigheid in die huis. By sommige huise staan daar groot geskrywe, what is a house without a mother? Wat is 'n huis sonder 'n moeder? Because 'n moeder sorg
en beskerm en 'n moeder leer. Kom ons lê die woorde spreek die woord. Vader, baie dankie. Ons het vanmôre geleer uit die woord van U, Here. Jesaja sê soos 'n moeder haar kinders vertroos, so moet U ons vertroos. En ons mag miskien vanmôre, Here, nie gebroken is en vertroosting nodig het, maar Here, ons het U nodig meer as wat ons besef. Baie dankie dat U vir ons omgee en ons leer deur die liefde en die omgee van 'n moeder hoe U vir ons omgee. Hoe U ons beskerm soos 'n hen haar kykend beskerm, so beskerm U ons ook. Help ons, Here, om hierdie dinge nie vanselfsprekend te vat nie, maar ons sal leer daaruit, Here, dat U die God is wat vir ons omgee en wat vir ons liefhet. Mag U elke moeder hierdie dag seën, dat hulle, Here, die verantwoordelikheid in die huis wat op hulle gelê is, in die kerk en in die gemeenskap, dat hulle dit volbors sal volstaan in die naam van die Here Jesus Christus. Gee hulle krag en gee hulle sterkte. En weet, Here, dit is soms nie maklik nie. Soms, Here, raak ons kinders rebels en Here, hulle neem 'n houding in en hulle neem dinge in op die pad wat hulle aangeleer word, wat hulle nie by die huis geleer en gesien het nie. En Here, dit breek ons as ouers en ons moeders se harte as ons se kinders van ons wegdraai. Maar ons weet vanmôre, Here, U sal hulle terugbring. Soos U die verlore seun teruggebring het, so, Here, sal U ook ons kinders sal terugbring. Wat afgedwaal het, U woord sal leer 'n kind, train up a child in the way he should go. And when he has grown up, that he might not forget what he was taught at home. Hulle mag miskien weggegaan het, maar Here, hulle sal nie vergeet wat hulle by die huis geleer was nie. Seën hulle, beskerm hulle en laat U wil geskied in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons maak ons gereed nou, Here, om aan die tafel deel te neem. Here, dit wat U geïnisieer het, duisende jare gelede toe Israeliete as slawe gewees het in Egipte, het die Here hierdie tafel ingestel. Mag ons vanmôre, Here, nie op onwaardige wyse deelneem nie, maar Here, deel sal neem met dit in gedagte, dat 'n bitter en 'n duur prys was betaal vir ons redding en ons verlossing. Seën ons in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Sal dan op die woord van die tafel. Baie dankie, dierbares. Want God is lief. Kan ons die moeders en liefde sien en self dit wat die Here hier vir ons bewerkstellig het. Die laaste Pasga. Wanneer het kom by die tafel van die Here, geliefdes, dan is dit baie belangrik dat ons altyd sal onthou, want hierdie is nie 'n instelling van die kerk nie. Jy het nie nodig om 'n lidmaat van die kerk te word om deel te neem aan die tafel, because die tafel is deur die Here ingestel. Ons gaan nie oorsien of oorslaan of verbygaan, omdat U nie 'n lidmaat is van die kerk of wat ook al. Maar hierdie Paulus sê ons verkondig die dood van die Here tot hy weerkom. Sonder woorde verkondig ons die dood van die Here totdat hy weerkom. Because die Galileese manne staan en kyk. Die engel sê, waarom kyk julle so? Net soos hy gegaan het, so sal hy weer terugkom. En ons verkondig dat die Here weer sal terugkom. Hy het wel gegaan, maar hy het nie gegaan om vir ewig weg te bly nie. Kom ons lees in Markus 22. Markus 22 vers 7. En hy noem dit die laaste Pasfees, die heilige nagmaal. En die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons voor, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil U hê moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan,
sal 'n man julle ontmoet met 'n kruik water. Volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar hy die Pasga met sy disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys, wat reggemaak is. Daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en dit gevind soos hy vir hulle gesê het en die Pasga berei. Geliefdes, is iets wat belangrik is om te onthou of om te sien. Die man was besig met sy daaglikse take en hy het gedink, ek gaan maar net water haal soos gewoonlik. Ek gaan maar net water soos elke tyd van die dag. Hy het nie besef, daai was die dag wat die Here die divine tyd gehad het vir die disippels om hom daar te ontmoet. Hy het gemeen, ek gaan maar nou net soos gewoonlik. Maar die Here het 'n afspraak gehad en die Here sê aan sy disippels, waarom het die Here nie reguit vir die man gesê, gaan na so en so se huis toe, daar sal jy die persoon kry en sê hy moet die vertrek regmaak. Die Here sê, gaan, as jy die stad inkom, gaan daar 'n man wees. Die Here kon mos oor die adres gegee het en gesê dat, hoor jy gaan na Leon Ferreira straat nummer 10 of nummer 20, gaan na Salie straat, dan gaan jy daar iemand kry en daai eienaar van die huis vra vir hom waar jy vertrek. Maar kyk hoe werk die Here. Hulle gaan iemand kry. Soms wil die Here nie hê ons moet die hele plan sien nie. Hy wil hê ons moet gehoorsaam wees. Volg die plan gehoorsaam. Moenie vooruit wil hardloop nie en sê, die Here kon mos maar nou. Die Here weet wat hy doen. Hy is bewus van wat hy doen. En hy sê, wanneer jy hierdie man kry, loop net agter die man aan. Moenie die man enige iets vra nie. Loop net agter die man aan. Imagine jy loop met 'n kan water in jou kop en jy kom op met hier dan 2 manne wat jy agter my aan doen. Jy probeer die manne afskeid, maar die man is al hier agter jou. Hulle gee jou nie kans om in die oog te wil, om met hulle oog te wil. Hulle is al agter jou aan. Jy loop miskien draaie, because mense sê maar vir jou, weet voorstigtig, hoor jy is mense wat jou volg. Maar hoor jy die man die mense die besluit neem, want ek is nou die kan water laat nou te swaar. Die Here is, geliefdes, ek kan nie explain, my mind is te klein om die wee van die Here te kan explain. Volg hierdie man, loop net agter die man aan. As die man by die huis kom, dan vra julle die eienaar. Die Here sê, waar moet ons die, hy gaan vir julle vertrek wees. En dit is vanmôre, geliefdes, waarom ons hier is. Die Here het 'n belangrike taak met ons. En die Here wil vir ons herinner, hierdie was 'n prys wat betaal was vir my sondes. Die prys was betaal vir my sondes. Ek kon dit nooit doen op my eie nie. Ek sou dit nooit kon doen. Maar die Here maak dit moontlik. En hy breek die brood in die nag waarin hy verraai is. En hy die brood breek. Toe sê hy, so gaan my liggaam vir julle gebreek word. Neem eet, want dit is my liggaam. Wie nie eet van hierdie brood en hierdie beker, sal nie deel het aan my. Kom ons sluit die oë en ons gaan saam geniet dit wat die Here vir ons voorberei het. Die Here het die tafel voorberei. Dis net die Jews en die Here het die tafel voorberei. Vader, baie dankie dat U vir ons 'n tafel voorberei het. Ons was in sonde en Here, ons het gespartel om 'n uitkoms te soek, maar toe kom Jesus en hy betaal die prys. Ons is vanmôre vry om deel te kan neem aan U tafel. Help ons, Here, dat ons dit in gedagte sal hou wat die prys wat betaal was. Ons doen dit nie uit gewoonte nie. Ons doen dit nie, Here, omdat ons gevra was om dit te doen nie. Maar ons doen dit, liewe Here, omdat ons besef die prys wat vir ons betaal was. Iemand het die lied geskryf, Here, en sê, lest I forget. Help my dat ek nooit sal vergeet, Here, die prys wat betaal was.
'n duur prys. God sy enigste seun het betaal vir die sonde van die wêreld. En vanmôre is ons dankbaar dat ons deel gaan neem aan die tafel. Seën elkeen wie sal deelneem. Here, so ook aan die beker wat ons sal neem, dat die Here ons sal genees, emosioneel en liggaamlik, in die magtige naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie, Here. Amen. Die Here seën. Kom ons sing 'n lied en dan gaan die broer aan dien en Sultan u bedien. Hier is die Here. Halleluja. Vader, baie dankie. Ons het geniet, Here, dit wat U vir ons voorberei het. Seën ons
Here, terwyl ons nou van mekaar gaan verdag, mag die krag en die Heilige Gees ons lei en ons leer in die naam van Jesus Christus tot in die mekaar. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met u bly tot die Here kom om te kom aan beseene is. Amen. Amen.